is ons weer by die walglike planeet van die aardmense. Ek weet nie so mooi nie, Prins Karnati. Die planeet lyk vir my heel goed. Eintlik lyk dit pragtig hier uit die ruimte. Ek stem saam, baas. Oos, wes, duis, bes. Wel, Adam, mag ek jou dan amptelik voorstel aan luitenant Anna Redlinghuis. Anna, dit is luitenant Adam Buys. Aangename kennis, luitenant. Dis 'n voorreg, luitenant. Ons wel sal ons mekaar maar op die voornaam noem. Natuurlik. Solank dit na werksure is. Afgespreek. Luitenant Redlinghuis, Anna. Anna is deur die Wêreldspeurdienste Interster gesekondeer om ons teen Gorman en Karnati te help. Regtig? Anna is 'n bobaas vlieënier en 'n knap speurder. O ja? Ja, Adam. Ek hoop nie jy het iets teen vroulike vlieëniers nie. Ek iets teen vroue. Nee, glad nie. Ek het gesê vroulike vlieëniers, Adam. Nee, glad nie. Wat sou die pligte wees? Wel, sy sal ten volle by die Interster bedrywighede ingeskakel word en sy sal saam met ons sendings onderneem. Sy is ook toevallig 'n skoolvriendin van my. Ons het saam by die Kaapstadse Ruimte-instituut skool gegaan. Onthou jy nog van Margriet Smit, Anna? Ja, sy's ook nou al getroud. Sy het aanvanklik gaaf geklink, Pax, maar ek dink sy's een van daai kampvegters vir vroue. Moet daar nie so haastig oordeel nie, Adam. Sy is aantreklik genoeg. Jy kan sê wat jy wil, maar ek dink sy gaan ons nog opdraande gee. Jy sê dit tog nie omdat sy 'n vlieënier is nie, Adam. Lida kan ook 'n ruimtetuig beheer. Ja, maar Lida doen dit nie voltyds nie. Nee, die Anna. Ek weet nie so mooi nie. En wat fluister julle twee so? Skinder julle van ons? Nee, ons het maar gedink terwyl julle oor die skooldae gesels kan ons 'n paar saakies afhandel. Ja, wel. Welkom, Anna. Ons sien uit na die samewerking. Dankie. Ek ook. Wel, Dr. Gorman. Jou plan om die goud en lood te verander het nie geslaag nie. Wat stel jy nou voor? Ek hoop jy kan iets bedink wat 'n groter kans op sukses het. Hoekom moet ek al die dinkwerk doen? Wat van 'n plan van jou kant af, Prins Karnati? Dr. Gorman, dit is jou planeet. En jy is 'n aardmens. My logika sê dus vir my dat jy in die beste posisie is om die beste planne te bedink. Dan is die krokonprins tog nie so dom as wat hy wil voorgee nie. Ek hou nie daarvan as jy mompel nie, Gorman. Jammer hooguit, dit is my gewoonte om soms hardop te dink. Baas, ek het 'n plan. Nou ja, manskap, wat is jou plan? Ons maak groot hakke, né? Eislike groot eysterhakke. En ons maak elkeen van die hakke aan sterk toue vas. En dan neem ons die hakke in die ruimtetuig boontoe en ons maak hulle vas. Jy weet, daar waar dit so blou is, hè? Is jy klaar? Ja, baas. 'n Goeie plan, hè? Is jy heeltemal klaar? Ja, baas, ek sê mos. Jou dom onnoosle idioot. Weet jy dan nie die blou van die lug is nie tasbaar nie? Dis die son wat die aarde se atmosfeer so blou laat voorkom teen die donker van die ruimte. Weet jy wat jou IK is? Nee, wat, baas? Jou IK, jou intelligensiekwotient. Ag, los dit. Is seker iewers tussen 0 en 10. Juffrou Redlinghuis, ek neem aan u is ingelig oor ons probleem. Ja, dankie professor. Hulle het my by Wêreldspeurdiens volledig ingelig. Gaaf. En dan kan ons jou sommer dadelik inskakel. Luitenant, wie is sy? Waar kom sy vandaan? Jy het mos gehoor, Pikkie, van die Wêreldspeurdiens af. Sy's 'n mannevreter. Ai, regtig. Sy lyk dan so mooi en so gaaf. Moenie jou deur haar voorkoms laat mislei nie. Iets te sê, luitenant? Nee, professor. Ek moes net een van Pikkie se stelsels verstel. Jou plekkie aan my gehoorkoördinator, professor. Niks ernstigs nie. Ek verwag dat julle aandag gee wanneer ek praat, luitenant. Reg, professor. Ek vra om verskoning. Nou ja, waar was ons? O ja, by Gorman en Karnati.
As ons maar net geweet het hoe en waar hulle die volgende keer gaan toeslaan. Diamante? Ja, Prins Karnati. Diamante. Diamante is een van Suider-Afrika se belangrikste bedrywe. Die aanbod van diamante op die wêreldmark word streng beheer om hoë pryse te verseker. So hou die diamantbase die bedryf gesond. En dit beïnvloed ook die hele ekonomie. Wat nou daarvan? Ons sal 'n diamantfabriek oprig. Ons sal duisende miljoen diamante vervaardig en alles gelyk op die wêreldmark stoot. Die aanbod sal so groot wees dat die pryse sal daal en die diamantbedryf sal in duie stort. Die paniek wat dit sal skep sal 'n uitwerking hê op die hele ekonomie. En dit sal ons dalk die kaas gee om sterk toe te slaan. Uit verwarring kom swakheid. Dit klink maklik genoeg. Ons kan seker dadelik begin. Impala 1, is jy gereed om te vertrek? Oor? Interster beheer. Impala 1 gereed. Oor. En toe, luitenant, hoe voel Impala se beheerstelsel? Baie goed, kaptein. So lig soos 'n veertjie. Ek kan sien hoekom hulle die Impala reeks as die beste beskou. En ek moet sê, jy is 'n baie bekwame vlieënier. Dankie, kaptein. Het jy enigiets anders verwag? Nee, luitenant, dis net... Dat ek 'n vrou is, kaptein. Wel ja, ek bedoel, nee, ek bedoel, jy hanteer die ruimtetuig so behendig en dit op die eerste vlug. Dis die dat ek hierheen gestuur is, kaptein. Ek is die beste. Of ten minste so goed soos enige iemand anders. Sal ons met die verkenningsvlug voortgaan? Ja, natuurlik. Ons durf nie van Gorman en Karnati vergeet nie. Of hoe? Daar sê meneer, ons diamantfabriek. Oor 'n paar dae is hy klaar en dan kan ons met die vervaardiging begin. Die fabriek is heeltemal te oop en bloot na my smaak, Dr. Gorman. Dis dan hier vlak by Alexanderbaai. Die interster gespuis gaan dit onmiddellik raak sien. Hulle weet klaar van die gebou, Prins Karnati. Ek het deur die normale kanale te werk gegaan om die fabriek op te rig. Die owerhede het toestemming verleen aan 'n maatskappy wat ek gestig het. Ek het natuurlik nie my regte naam verstrek nie. Maar 'n diamantfabriekbaas, dit gaan mos agterdog weg. Nee. Ons weet dit is 'n diamantfabriek, maar vir die owerhede is die naam van die maatskappy Vismeelvervaardigers beperk. Amptelik maak ons vismeel, maar in die geheim vervaardig ons diamante. En waar kry jy al die toerusting vandaan, Dr. Gorman? Ek het die geld vir die oprig van die vismeelfabriek geleen, Prins Karnati. Die aarde gaan as dit ware deur sy eie banke vernietig word. Dis goed, baas. Baie goed. Ja, ek hou van 'n goeie grapie. Dis 'n ruimtepatrollie. Dalk is dit hellery. Ek dink ons moet liewer in die grondvoertuig skuil. Ons kan nie te versigtig wees nie. Dis Alexanderbaai onder ons, luitenant. Diamantwêreld, nee. Wat 'n nuwe gebou is dit daaronder? Waar? O, daar. Dis 'n nuwe vismeelfabriek wat hulle daar oprig. Nogal 'n groot aanleg, né? Ja, miskien 'n bietjie te groot. Ek wonder of hulle genoeg vis sal hê om die aanleg ten volle kapasiteit te bedryf. Maar nou ja, dis seker hulle probleem. Wel, die Weskus lyk redelik stil. Ons sal ons gaan kyk hoe dinge by die maan lyk. Dink jy regtig dit was Delary? Hoe moet ek nou weet, hè? Lyk ek vir jou alwetend? Daai Delary, baas. Ek weet nie. Hy jaag my altyd die skrik op die lyf. Tabroek! Ons bekleed in die man en jy's van bang. Wel, nou nie eintlik sodat jy dit sal agterkom nie, Prins Karnati. Ek bedoel, 'n mens moet maar versigtig wees. Wel, die patrollie is weg. Kom ons maak klaar. Oor 'n dag of 2 wil ek met die eerste diamante begin.
Sterbeheer. Impala rapporteer die afhandeling van die verkenningsvlug en vra toestemming om te land. Oor. Hoor nou net daar. 'n Mens sou dink sy is die nuwe bevelvoerder so sy te kere gaan. Adam, gedraai jou. Impala 1, jy het toestemming om te land, oor en uit. Knap gedaan, luitenant. Ek sal my verslag van die vaardigheid melding maak. Dankie, kaptein. Ek het niks minder as dit verwag. Wel, vriende, daar het ons dit. 'n Fabriek wat diamante vervaardig. En 'n breekdeel van die tyd wat dit die natuur neem. Baas, het klink nie vir my reg nie. Hoe kan 'n mens steenkool gebruik om diamante te maak? Steenkool is swart, diamante is deurskynend. Dis eenvoudig, manskap. Maar jy het seker nooit van chemie gehoor nie. Beide steenkool en diamante bestaan uit koolstof. Daar's ook tamelik baie koolstof in jou eie liggaam. Steenkool in my liggaam, baas? Nooit nie. Nee, stommerik, koolstof. Steenkool en diamant is maar verskillende vorms van koolstof. As 'n mens koolstof, soos steenkool, onder toestande van uiters hoë temperatuur en druk plaas, verander die molekulêre samestelling en dan kry jy mens diamante. Hoe sê, baas? Ag, kerel, jy's te dom om 1 en 1 bymekaar te tel. Vergeet dit. Sien, baas, 1 en 1 is... Bly stil en skakel die masjien aan. Ja, baas. Geluk, Dr. Korman. Ek moet sê, ek was skepties. Maar nou sien ek jou resultate. Met hierdie volmaakte vlekvrye diamante sal ons alle ander diamante waardeloos maak. Die wêreldekonomie en Interster sal so knou kry dat hulle nooit weer sal herstel nie. Dis 'n pragtige diamant, Lida. Dankie, Anna. Bux het net die beste gekoop. Dit het my 'n klein fortuintjie gekos. Ek sou graag so een wou hê as ek die dag trou. Trou? Wil jy dan trou? Natuurlik, as ek die regte man ontmoet, luitenant. Maar daar's min wat die moeite werd is. Daar sê my blinkklippies, kom na papa toe. Baas, die eerste besin in kunstdiamante is reeds op die wêreldmarkte geplaas. Mooi so. Dan gaan die pryse sommer skielik begin daal. Ek raak al hoe meer optimisties, Dr. Korman. Ek dink ons plan gaan hierdie keer slaag. My plan, Prins Karnati. My plan. Mense, daar's lelike dinge aan het gebeur op die diamantmarkte. Iemand is besig om op 'n groot skaal diamante vry te stel en die pryse het reeds skerp begin daal. Diamantaandele word hollers te bolle deur paniekbevange beleggers verkoop. As ons nie gou speel nie, kan ons 'n groot resessie, selfs 'n depressie op die hande hê. Dit klink vreemd, professor, baie vreemd. Ek bedoel, waar sou al die diamante ewe skielik vandaan kom? Nugter weet, die groot vervaardigers ontken ten sterkste dat hulle iets daarmee te doen het. Maar dit klink heeltemal sinneloos. Tersy iemand die diamantbedryf wil vernietig. En ons ekonomie. Ek glo nie ons hoef baie ver na die skuldiges te soek nie. Jy's reg, Pikkie. Dit moet Korman en Karnati wees. Dan vervaardig hulle 'n soort kunstdiamant iewers. Dit moet 'n groot aanleg wees. En naby die gewone vervoerroetes vir egte diamante. Luitenant Redelinghuis? Dink jy ook waaraan ek dink? Die nuwe aanleg by Alexanderbaai. Dan moet ons gaan ondersoek instel. Luitenant Redelinghuis, Ja, professor. jy en Pikkie sal die Impala neem. Kaptein de la Rey en luitenant Buys sal die grondvoertuig beman. Koördineer dit sodat julle gelyk by die aanleg uitkom. Weg is julle. Impala 1 gereed om te vertrek, beheer. Oor. Toestemming om te vertrek, Impala.
Onthou om vir die grondvoertuig te wag. Hulle het voor julle vertrek en behoort oor 10 minute daar te wees. Hoor? Boodskap ontvang, beheer. Oor en uit. Ons stamp ons sitvlakke deur en hulle ry in die Impala. Toe maar, ons is feitelik daar, luitenant. Kom ons roep hulle. Grondvoertuig rapporteer posisie 1 kilometer van teiken af. Impala, oor. Boodskap ontvang, grondvoertuig. Ons is gereed. Oor en uit. Baas, ek hoor 'n voertuig wat vinnig nader kom. Ja, en 'n ruimtetuig. De lawaai. Dat kan net hy wees. Ons sal in ons eie grondvoertuig met hulle afreken. Gou! Daar is hulle, baas. Vuur! Hulle skiet op ons. Hulle het ons. Die volgende skoot moet raak wees. Luitenant, hulle het die grondvoertuig vasgekeer. Dan moet ons help, Pikkie. Vuur! Maar, het het vandaan gekom. Seker hulle vervlakste ruimtetuig. Kom, ons moet wegkom. Ons sal die ruimtetuig moet gebruik, baas. Natuurlijk, die dink gaan verder nie. Grondvoertuig. Is u beseer? Oor. Ons is nie beseer nie, Impala, maar die voertuig is beskadig. U sal alleen moet voortgaan. Oor en uit. Dan maak ons so, Pikkie. Die fabriek. Dalk skuil hulle daar. Vuur! Die fabriek vernietig. En dan sal ons ook vernietig as ons die gou speel nie. Styg op! Luitenant, daar is hulle ruimtetuig. Dan moet ons hulle agterna sit. Baas, hulle volg ons. Die agterste kanolle. Vuur! Wat het ons geskiet, luitenant? Ons is buite beheer. Ons gaan neerstort, Pikkie. Nee, as daar nog 'n bietjie lewe in die ou wrak. Ek sal 'n noodlanding kan uitvoer. Dis raak, baas. Hulle het neergestort. Dan is het klaar praat met de larij en buis. Kom ons gaan terug. Maak zeker dat hulle dood is. Hulle kon dit nie oorleef met die prins Karnati. Buitendien, hy grondvoertuig lyk heeltemal te gevaarlik. Genoeg vir die een dag. Kom en ga huis toe. Hulle is dood, Max. Luitenant Redlinghuis en Pikkie. Ja, hulle het hard neergestort. En dit nadat hulle ons gered het. En nou is ek spyt oor die dinge wat ek oor haar gesê het. Ja, Adam. Spyt kom altyd te laat. Kom ons kyk of ons by die wrak van die ruimtetuig kan kom. Aha, julle het gedink dis klaar praat met my, hè? Pikkie, sies jy het ons so laat skrik. Hoe lank hou jy ons al dop? Vandat julle ingekom het. Luitenant Redlinghuis slaap. Dit gaan baie beter met haar en sy sal volkome herstel. Sy's wakker. Anna, kan jy my hoor? Ja. Ja, ek kan. Is dit jy, Adam?
Ja, dis ek. Dankie dat jy vir my en Bucks gered het, hoor. Dit was my plig, Adam. Maar daarom ook my plesier. Oor 'n week of 2 is sy weer perdfris. En totdat ek weer gesond is, kan jy maar my plek in die Impala ruimtetuie inneem, Adam. Ons plek in Impala, Anna. Ons is kollegas. Natuurlik. Ek het dit van die begin af geglo. Dat vroue regte nou op so 'n wyse in 'n hospitaal sal moet seevier. Eerder nou as nooit, Bikkie. Eerder nou as nooit. Hoor,